Daar sê. So, ons gaan vandag so 'n bietjie na in die nuwe reeks toe en ek wil vandag so hê ons gaan so 'n bietjie terugkyk en onthou. Alright. Ek het 'n paar herinneringe saamgebring en ek wil hê ons gaan na dit kyk en dan wil ek hê jy moet net na kyk. As jy dit onthou, kan jy jou hand in die lug opsteek of as jy onthou, kan jy die ou langs jou met 'n armpomp verdaan en sê kan jy dit onthou of doen net iets om te onthou. Maar ons gaan vandag so 'n bietjie kom praat oor onthou, want foto's en prentjies bring baie keer 'n verhaal en vertel 'n storie van ons lewe. So check 'n bietjie hier uit. Stuur gou vir my, geef my eerste ene vir my. Wie kan Power Rangers onthou? Come on. Yes, nee. Okay, kom ons gaan 'n bietjie aan daar. Wie kan dit onthou? Jy kan dit nog gaan uitneem. Ek het probeer om die plek se naam te kry, maar kan nie onthou nie. Wat is die Wat so goed? Okay, daai. Okay, yes. TV games. Enigiemand? Yes, alright. TV games het ons gespeel. Nou is dit PlayStation 17s en 18s, maar in geval. Wie kan dit onthou? Come on, Bonnie and the dinosaur, loves imagination. Okay. Alright, ek het 'n bietjie vir wie kan dit onthou? Ek weet nou of die ouer mense dit kan. Maar as jy verveeld was na die tyd op 'n toets, dan het jy dit geteken. Ek het 'n bietjie vir die ouer mense 'n bietjie iets nog gebring. Gaan aan daarso. 'n Walkman. Daar klassifiseer ek daar begin ek nou sny tussen die ouderdomme. Jy weet, tussen die ouderdomme. 'n Yo-yo. Right, 'n yo-yo. Wie kan die spur? Okay. As jy gewonder het, 'n steak kos R12.95. Ja. As jy gewonder het wat het 'n steak gekos? R12.95. Wie kan? Dit is 'n ding wat jy bel vir jonger kinders. Jy druk die knoppies en dan bel jy. En ek dink ek het nog een daarso, dink ek het ek. Wie kan die Vicks chappies onthou? Okay. So interessant, ek het op daai, ek het so 'n bietjie gaan probeer soek en dan kan jy glo ek het nie die oorspronklikes gekry nie, maar ek het 'n baie naby aan Vicks chappies gekry. So as jy uitstap vanmôre, onthou om vir jou Vicks chappie te vat sodat jy hom kan eet en kan proe en kan onthou. En dan uitspoeg. Nie onder die stutplek druk nie, ja. Sien, dis lekker om te onthou. Dis lekker om terug te kyk na dinge toe en te onthou. En dis amper asof herinneringe in ons as mens wees ingeburger is. Dis ingeburger in ons om dinge te onthou. Ons wil anniversaries onthou. Of mans, ons probeer anniversaries onthou. Ons wil graag verjaarsdae onthou. Ons hou daarvan om te gesels oor herinneringe. Ek dink sekerlik van die beste gesprekke wat jy mens kan kry is wanneer iemand sê, kan jy onthou? Kan jy onthou van hierdie en kan jy onthou van hierdie en kan jy onthou van hierdie tyd? Partykeer is om te onthou is 'n reuk. Jy ruik daardie parfuum en dan kan jy dan onthou jy nog jou eerste date. En daai man het dit so geruik, of die vrou het so gehad, of baie van ons kan partykeer ruik ons 'n gebak, dan dink ons, ek kan onthou ouma, het altyd hierdie gebak, en as ons by die huis ingestap het by ouma, dan was dit altyd hierdie reuk wat daar was, wat besig was om te ontpak. Om te onthou is belangrik. Om te onthou is iets wat in ons ingeburger word, maar vanmôre wil ek jou ook kom vertel, dat om te onthou is ook belangrik vir God. Sien in die Ou Testament, wanneer God gewoonlik namens sy volk beweeg het, namens sy volk iets gedoen het, dan sou God hulle gevra het om klippe op te tel en dan 'n pilaar te bou of 'n monumente op te rig, sodat wanneer mense daar verbyloop, hulle elke keer kan onthou. Hulle kan onthou wat die Here gedoen het. Hulle kan onthou hoe God namens hulle beweeg het. Nou, as ek nou vandag vir jou sou sê, dat dis vandag die laaste keer wat jy met jou vrou of jou kinders kan praat. Vandag is die laaste Sondag. Jy is die laaste Sondag wat jy met jou vrou en jou kinders kan praat en dan daarna, dan is jy nie meer hier nie. Dan dink ek sou baie van ons gedink het, wat moet ek sê? Ek dink baie van ons sou vir 'n oomblik gaan sit en gedink het, okay, wat is belangrik om te sê? Wat is nodig om te sê, want dis die laaste wat ek het om iets te sê.
En ons kry hierdie scenario in die Bybel eintlik, in Lukas. Jesus spandeer sy laaste oomblikke met sy disippels. Hulle sit aan hierdie tafel en hulle is besig om saam te kuier en saam te eet en saam te gesels en stories te vertel. En terwyl hulle so besig is om saam te kuier en saam te goed staan, Jesus op 'n oomblik op en hy sê, luister, kan ek gou ietsie sê? En Jesus gaan so 'n bietjie off skrip daar en hy tel 'n stukkie brood op en hy breek die brood so in die helfte. En hy gee dit vir almal uit. En hoor wat sê hy in Lukas 22 vers 19 kom hy en hy sê die volgende. Hy sê en hy het die brood, Jesus het die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dis nou sy laaste woorde, tyd saam met hulle. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. Wat sê julle vertaling? Gebruik dit tot my gedagtes, dis my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtes. Ek sê my vertaling sê hierso, doen dit om my in herinnering te bring. Die Engels sê, do it to remember me. Jesus se laaste oomblikke kies hy om 'n simbool te gee as 'n daad van herinnering. Hy kon enigiets gesê het en enigiets gedoen het, besluit Jesus om sy laaste oomblikke te gebruik en vir die mense en die volgers wat hom volg, dit as belangrik te gee om te sê, luister hier, ek gee vir julle ietsie om my te onthou. Want om te onthou is belangrik vir God. En dit het natuurlik die vraag by my afgekom hierdie week, maar Here, hoekom is dit belangrik? Hoekom wil God hê moet ons onthou? En ons 2 punte, en die eerste ene is dat om te onthou van gister se getrouheid, bou vandag se vertroue. Gister se getrouheid, om te onthou wat gister gebeur het en wat die Here vir jou gister gedoen het, bou vandag se vertroue. Ons sien dit sterk in Deuteronomium. En vinnig voor ek vir jou lees, daar's konteks, Moses is hier, voor ek vir jou lees, Moses is op sy laaste praatjie met die Israeliete. Hy gaan nou op hemel toe gaan, vir 40 jaar lank het hulle in die woestyn rondgewandel, van een punt na 'n ander punt, van 'n punt na 'n ander punt, van 'een punt na 'n ander punt, vir 40 jaar. En Moses kon nie in die beloofde land ingaan nie, en dit was sy laaste keer voor hy op die berg gegaan het, en dan het die Here hom daar kom haal. En hulle het vir 40 jaar lank rondgewandel, maar dit het 'n klein probleem geword. Die klein probleempie was dat die Israeliete het gedink dat die beloofde land, om dit in te vat, die mense daar is te sterk. Hulle het gedink dat die mense in die beloofde land is way te beter en way te sterk, en nou het hulle vir 40 daar rondgewandel en hulle is op die punt om in die beloofde land in te gaan, maar hulle is nie sterk genoeg nie. En Moses, een van sy laaste praatjies op die berg, sê hy die volgende in Deuteronomium 7 vers 17 tot 19. Hy sê, jy sou kon dink hierdie nasie is groter as ek. Hoe kan ek hulle verdryf? Jy mag egter nie vir hulle bang wees nie. Hou goed in gedagte wat die Here jou God aan die Farao en die hele Egipte gedoen het. Onthou 'n bietjie die groot tuistering wat jy met jou eie oë gesien het. Onthou van die tekens van mag en wondertekens. Onthou die sterk hand en die uitgestrekte arm waarmee die Here jou God uitgelei het. En hy kom en hy sê, so sal die Here jou God ook maak met al die volke vir wie jy bang is. Onthou. Kyk, wat is dit wat jy vanmôre moet onthou? Wat is dit wat jy vanmôre bietjie moet sit en net moet onthou wat die Here vir jou gedoen het in die verlede? Sien, dalk is daar 'n tyd in jou lewe wat God vir jou deurgekom het, en dalk is dit weer tyd vanmôre om te onthou. En almal van ons gaan deur moeilike tye. En almal van ons gaan tye waar dit vir ons soms voel, God is ver, en dan twyfel ons in die Here. En vandag is 'n herinnering weer, of 'n bemoediging weer. Wat moet jy onthou? Wat moet jy vanmôre weer kan sê, Here, ek kan onthou. Ek kan onthou hoe u die dag deurgekom het, Here. Ek kan onthou hoe u getrou was 2 jaar terug of 3 jaar terug. Here, ek kan onthou van die dinge wat u gedoen het. Dit is dit wat jy vanmôre weer moet onthou. Ons sien wat die probleem het, die probleem is ons onthou baie keer die slegte dinge en ons vergeet die goeie dinge. En ek sien dit by soveel mense.
Ek sien dit in die bediening, omtrent elke dag sien ek hoe ek met mense praat en hulle my sien hier by die kerk en hulle my oorval en vertel, jy wil nie weet hoe die Here goed is vir ons nie. Die Here het hierdie gedoen en hierdie gedoen en hierdie gedoen en hy het my lewe getransformeer en ek lewe in victory en die Here is goed vir ons. As ek geweet het waar ek nou is en waar ek nou is, die Here is goed vir ons. En dan een ding kom hier, dan gebeur daar een ding. Iemand sê iets. Dan gebeur iets by die werk. Iemand kommentaar op een van hulle posts wat hulle nie wou van hou nie. Of iemand gebeur iets en dan ewe skielik al die 100 dinge wat die Here gedoen het, vergeet ons. En ons fokus net op die een slegte ding. Ja, maar daai ou is so. Ja, maar jy weet, hierdie Christene en Jesus en die kerk en mense en dit almal is sleg en ons kom nie meer kerk toe en ons los al die groepe, julle doen dit. Ons los al die groepe en ons strip ons milies vir alles omdat ons een fout gekry het. Maar ons vergeet dat die Here honderde ander goed wonderlik gedoen het. Ons sien almal die gat in die donut, maar ons sien nie die donut met die lekker chocolate om nie. Die donut, die hele chocolate het vol donuts en is Kit Kats en is bar one. Nou maak ek julle les. En is al hierdie lekker, maar wat sien mense? Ons so gat in die donut. Maar ons sien nie die donut nie. En ons is so gefokus op hierdie een verskil, of op hierdie een slegte ding, of op hierdie een ou wat gekomment het, of op hierdie een ou in die kerk wat jou dalk nie lekker genoem het nie, of die een ding wat iemand iets gesê het vir jou. Ek verstaan, dis mense. Maar dan mis ons die 1000 ander goed wat die Here vir ons gedoen het. Want 2 weke terug het jy vir vertel hoe goed die Here vir jou is, nou vertel jy vir hoe sleg die mense is in die Here. Wat mis ons? Wat moet jy weer onthou, kerk? Wat moet jy weer vanmôre onthou? Wat moet jy weer onthou van God se getrouheid in jou lewe? Moenie dat een klein comment of een klein ding jou laat vergeet van God se goedheid nie. Want God is getrou. En hy wil kragtig deur jou werk. Die tweede ding wat ons moet onthou is hoekom ons moet onthou is want gister se getrouheid bepaal vandag se gehoorsaamheid. As hierdie bekende storie in die Ou Testament, gaan hom nou vir julle vertel van hierdie jong Dawid, shepherd boy, skaapwagter Dawid wat hierdie Goliat, hierdie reus verwoes het. As jy nie die storie ken nie, dan wil ek jou gou vinnig die storie vertel, is van Dawid is hierdie jong skaapwagter en sy boeties is almal ouer, hulle is op pad, hulle gaan oorlog voer. En hulle was by die oorlog. En Dawid se pa wou gaan kyk het hoe lyk dit met sy boeties en hy stuur toe vir Dawid sê luister ek wil hê met 'n paar broodjies en kasies vat. Hy's eintlik maar net 'n cheese boy gewees en gehardloop. En gaan kyk het. En toe hy daar aankom by sy boeties besig om te fight, toe kom hierdie reuse Goliat. 'n Vegter, gebore vegter. Ek het gaan oplees dat sy spies is swaarder as meeste van ons kinders by die kinderkerk. Dis hoe swaar sy spies is. En hier staan hy en hy skree dinge uit vir God. En Dawid kom net op die regte tyd aan, hierdie klein Dawid nog nat agter die ore man. Kom hy daar aan en hy vra, manne gaan ons hierdie ouetjie nou aanvat of nie? En almal is te bang. En Dawid besluit ook, wat ek kan doen. En hulle stuur hom na koning Saul toe en koning Saul sien hom en sê, ag shame, gugu gaga. Jy's way te klein. Hoe gaan jy hierdie reus veg? Hy's meters hoog, jy's klein, jy's jonk, jy's nog eens 12 jaar oud nie, wat gaan jy doen? En hoor wat antwoord hy in 1 Samuel 17 vers 34. Toe sê Dawid vir koning Saul, as ek die klein vee van my pa oppas, en daar kom 'n leeu of 'n beer, en dra 'n lam weg uit die kudde, dan gaan ek agter hom aan, en ek slaan hom dood, en ek red die lam uit sy bek. En as hy op my afgestorm kom, dan gryp ek hom aan sy baard, en ek slat hom dood, ons slaan hom dood. Ek het die leeu, en ook die beer doodgeslaan, en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Hoor wat sê hy? En verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu, en die Here wat my gered het uit die kloue van die beer, daardie selfde Here sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Kerk, hierdie vers maak my so opgewonde, dat ek sal enigiets vir die Here doen. As ek geweet het, as ek sien wat hy gedoen het al vir my, en wat hy, dan sê ek, Here sê my, stuur my, send me and I'm there. Send me. Hierdie vers maak my so opgewonde dat ek nog 10,000 ander kerke wil plant in die volgende jaar. Moenie worry nie, ek sal nie ontspan. Maar dis wat ek wil doen. Hoekom? Omdat iemand onthou het. Omdat iemand onthou het wat die Here vir hulle gedoen het. Kerk, wat moet jy vandag onthou? Wie moet jy onthou? Jy weet, partykeer moet ons iemand onthou.
Want ek moes weer hierdie week, het ek so 'n bietjie onthou van waar ons was, waar ons gekom het as 'n kerk, en ek het die ou by die eerste venue, wat my 'n ja gegee het, vir daardie klein ou venuekie, het ek 'n SMS gestuur hierdie week, sê luister, ek wil net vir jou sê, dis ons kerk, ons is nou al 2 dienste, nog 'n kerk, dankie dat jy my daai dag 'n kans gegee het. En ek moes onthou, wat moet jy onthou? Wat moet jy onthou wat die Here vir jou gedoen het? Dalk sit jou huwelik vanmôre op 'n bad plek in jou lewe en jou huwelik is net nie lekker nie. Dalk moet jy weer onthou die belofte wat jy gemaak het. For better and for worse. En ek weet dit gaan nou for worse, but it will become better. Dalk moet jy weer dit onthou. Stay in the game. Dalk moet jy weer onthou, jy is besig om vir jou kind te bid en jy bid, maar jou kind is net besig om haywire te gaan en dom besluite te maak en jy weet nie waar hy is nie. Kan ek jou vanmôre herinner dat die Bybel sê dat as jy leiding gegee het aan 'n jong man, kan jy maar vertrou dat wanneer hy groot is, sal hy nie daarvan afwyk nie. En dalk moet jy net daardie woorde van die Here onthou en sê, Here, ek het hom leiding gegee toe hy jonk was, Here, en u woord sê hy sal terugkom en ek hou aan bid en hy stay in the game. En ek onthou, Here, ek onthou wat hy gesê het. Stay in the game. Hou aan bid. Dalk sit jy vanmôre hier en jou lewe voel net nêrens. Voel asof jy net geen doel het nie en geen purpose het nie en is nowhere en jy weet nie wat jy moet kom nie. Kan ek jou vanmôre laat onthou wat die Bybel sê in Jeremia? Sê ek weet die planne wat ek vir jou het. Planne van voorspoed en nie teenspoed nie. En dalk moet jy net dit begin onthou. Step out. Doen daai ding wat die Here vir jou sê. Raak gehoorsaam. Doen iets. Stay in the game. Want as die Here dit vir jou gedoen het een keer, gaan die Here dit weer vir jou doen. En dan moet ek hierdie sê, en ek voel ek moet hierdie sê vanmôre. Ons baie van julle wat vanmôre hier sit dalk en sê, Erik, ek wil glad nie onthou nie. Erik, ek wil nie onthou wat met my gebeur het nie. Ek wil nie onthou van my verlede nie. Dit was terrible, dit was erg. En ek wil gou vinnig iets 2 goed sê. 1, is dat die Bybel sê dat God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En dalk moet jy dit net vashou. En die tweede ding wat ek vir jou moet sê, is dat die besluite wat jy vandag neem, bepaal memories van môre. Besluite wat jy vandag neem. Die feit dat jy vanmôre hier is in die huis van die Here. Hoor mooi, die feit dat jy hier is, beteken dit, hoor, God praat met jou. Beteken dit God is met jou. Beteken dit vanmôre dat hy het 'n toekoms vir jou en hy het 'n plan vir jou en daar's hoop vir jou. En nie al die besluite wat jy vandag neem, of dit nou kerk toe is wat jy gekom het en of dit jou kinders is wat jy meer tyd gaan spandeer en of dit is werke wat jy moet verander of nie gechange het nie en of dit nou die date is wat jy op gaan, hoor mooi, God sal alles ten goeie laat meewerk en hy kan dit gebruik vanmôre. Die besluite wat jy vandag neem kan hy gebruik om weer vir jou nuwe memories te maak. Stay in the game. Om te onthou is belangrik. En ons sukkel soms daarmee. Luister, ek sukkel soms daarmee. Ek meen, ek kan onthou, hoeveel keer, ons gaan seker nou man saam met my kan relate hierso. Hoeveel keer, dan bel Alicia my sê vir my, luister, as jy op pad is huis toe, kan jy gou by die winkel stop of vir my hierdie goed kry. Dip, 4 goed is. Het jy dit? Moet ek dit vir SMS? Nee, ek sal onthou. Tot ek by die winkel kom. Ek het die brood, ek het die melk. Wat sê dit weer? Hi Alicia, wat moet ek weer vir jou kry? Ons vergeet partykeer. Ons sukkel partykeer om te onthou. So hoe onthou ons? Ons raak prakties gou vir 'n oomblik 2 goed strikke huis toe. 1 is hoe moet ons onthou is nommer 1 is skryf neer. Moses is opgevaar na die hemel toe. Hy's weg, hy's gone. En Josua het 'n nuwe leier oorgeneem en hulle is op pad na hierdie beloofde land toe. En net so voor hulle in hierdie beloofde land inkom, kry hulle 'n probleem. Die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier en op daardie tyd wat hulle moes gaan, het die Jordaanrivier letterlik hy het oorvloed. Hy was sterk. Dit was hierdie sterk rivier wat hulle moet oorgaan vir die beloofde land. En wat nou? En die Here gee vir Josua opdrag. Hy sê ek wil hê jy moet die 12 priesters gaan kry, die 12 dominees, die 12 priesters van daardie tyd. En ek wil hê hulle moet tot in die middel van hierdie rivier loop. En hy gaan roep hulle en hy sê vir hulle, luister, dis wat die Here sê. En die oomblik toe daardie priesters hulle voete in die rivier sit, toe stoot daardie rivier op. En hy maak soos 'n wal. En elke Israeliet daardie tyd het oorgeloop oor die Jordaanrivier.
En ek kan amper net myself, ek kan my amper self sien hoe mense moes oorloop en hulle hierdie water gesien het wat so geval het en hulle gesê het, ek kan onthou hoe Moses dit gedoen het. Ek kan onthou hoe die Egiptenare ons probeer catch het en hulle kon nie by ons uitkom nie en die Here het dit gedoen met die Rooi See. Ek kan onthou. En na die tyd, toe hulle almal deur is, toe gaan Josua terug na daardie priesters toe en hoor wat sê hy vir hulle weer. Hy sê hulle daar in Josua 4 vers 4 tot 7. Hy roep tot die 12 man wat hy die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle, gaan by die ark van die Here julle God verby, tot in die middel van die Jordaanrivier, en dan tel julle elkeen 'n klip op julle skouer, in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. En dit moet onder julle as 'n teken dien. Ons gaan nou daar 'n stukkie lees. Hoor mooi, hier kom Josua en sê, luister, ek wil hê julle moet klippe optel. Tel die klippe op. Vat die klippe saam met julle. En as julle deur hierdie Jordaanrivier gaan, dan wil ek hê julle moet 'n altaar vir my bou. Pak dit daar. Hou dit daar. Skryf dinge neer. Skryf neer wat ek vir julle gedoen het voor julle in die beloofde land gekom het. Ek weet vandag skryf ons nie meer baie goed neer nie. Prys die Here vir tegnologie. Daar's 'n klomp ander maniere, maar dalk is dit weer tyd vir jou om foto's te begin neem van wat die Here gedoen het in jou lewe. Dalk het dit weer tyd geword dat jy begin video's neem. Dis 'n manier van neerskryf. Begin video's neem om te wys waar die Here vir jou deurgekom het. Skryf neer. Jy weet, ek het in hierdie week, ek sit hierdie laaste ruk, is ek hier besig gewees, Here, obviously besig met my met hierdie stuk. En ek kan onthou, ek het eintlik 'n voorbeeld, 'n persoonlike voorbeeld gebring. Ek kan onthou toe die Here my geroep het om die kerk te begin, spesifiek Kruisdorp hierso, bietjie hierso. En ek moes alles los. Ek moes onthou, ek moes alles los. Ek moes salarisse los, ek moes alles wat ek het, mediese fonds, ek moes alles los om kerk te begin. En ek kan onthou dat ek een dag by die huis gesit, ek was nog nie so bevoorreg om 'n kantoor te hê en ek het op 'n stuk papier neergeskryf vir die Here. Ek het geskryf, Here, ek sal hierdie doen en ek sal hierdie kerk laat begin en ek sal getrou wees en gehoorsaam wees aan U. Maar een voorwaarde. Ek wil nie een aand gaan slaap sonder om iets te eet nie. Ek wil nie een aand hê my kinders moet sê hulle is honger omdat daar nie kos is nie omdat ek 'n kerk moes begin vir U. Ek het dit neergeskryf. Daarvan vergeet. Eendag is ek besig in 'n leer wat ek in 'n krat wat ek goeders opsoek en ek kom op hierdie papiertjie weer neer wat ek vir die Here eendag geskryf het die oomblik toe ek die kerk begin. En kom ek sê vir julle, daar was tye in hierdie kerk se lewe waar ek en Alisa moes ching chong chow, wie eet en wie eet nie. Daar was tye in ons lewe waar ons moes ching chong chow oor wie kry salaris en wie nie, want ons het kerk begin, dit is so gelyk in die kerk nie. Daar was 35 mense en uit die 35 mense het my ma gegee en dis dit. En die res van die mense het nie gegee nie. Was net, my nog nie getrou nie, nog nie getrust nie, nog gedink ek steel die geld, obviously. Ek dink het nou nog, maar in geval. En daar was tye wat was net nie so nie. Was net nie so nie. En ek het al baie keer in my lewe, in hierdie tyd, so plan, onlangs verlede jare, dit ook gebeur, dat ek vir die Here gevra het, Here, regtig, is hierdie moeite werd vir my? Ek is al so moeg om huise te bel, bank te bel en te sê, ek kan nie hierdie maand huis betaal. Ek is al so moeg om mense te bel en te sê, ek kan hulle nie betaal nie, want daar is net die salaris vir my. Is dit regtig so? En ek kom op hierdie papiertjie af eendag, terwyl ek besig is om te soek. En in hierdie papiertjie het ek iets neergeskryf, 'n stukkie in die Bybel wat ek gelees het. Moses is besig om by die Here te kla oor die volk. Die volk kla by hom. Hulle is honger. Hulle soek kos. Hulle wil nie net manna eet en brood eet nie, hulle soek vleis. En Moses is besig om met die Here te praat daaroor. En God hoor Moses hoe hy besig om te praat en God sê vir Moses, "Oké, ek hoor julle gemounery, wat ek sal doen is, ek gaan vir hulle vleis gee, en ek gaan dit deur 'n manier van voël stuur. En ek gaan so baie vleis stuur, dat dit so snot uit hulle neus uit gaan loop. So baie vleis. En Moses sê, Here, dit is amazing, maar daar's baie mense om te voer, ons is miljoene mense. En daar's die vers wat ek neergeskryf het, wat ek vandag vir jou wil lees. En God stop, in Numbers 11:23 het ek dit in Engels geskryf. The Lord answered Moses, "Is the Lord's arm too short? Is the Lord's arm too short?" En ek hoor hoe die Here weer vir my gesê het in hierdie week, Erik, is my arm te kort om na julle te kyk. Is my arm te kort
sodat ek vir julle kan sorg. En ek moes weer onthou dat die Here elke aand vir ons gesorg het, tot nou toe nog. As ek dit nie neergeskryf het nie. As ek dit nie neergeskryf het nie. Die tweede ding wat ons moet doen is, as jy neergeskryf het, nommer 2 is, vertel ander. Ons kan nie net neerskryf en nie ander vertel nie. Ons moet ander vertel hoe goed God is. Ons moet ander mense vertel wat die Here vir ons gedoen het, sodat die volgende generasie nie dieselfde foute maak nie. Ek dink, ek as ouer wil ek nie hê my kinders moet ooit dieselfde foute maak as wat ek maak. Inteendeel wil ek hê hulle moet aangaan waar ek geëindig het. En die enigste manier hoe ek dit kan regkry is wanneer ek dinge neerskryf en wanneer ek hulle vertel hoe God gesorg het. Wil ek hulle vertel hoe God genees het. Wil ek hulle vertel sodat hulle niks kan vergeet nie. Wil ek hulle dinge vertel. En dalk is dit al wat ek vanmôre vir jou moes vertel. Dalk is al wat ek vanmôre vir jou moes vertel is die Here se arm te kort om vir jou te sorg. Want ek sien dit elke liewe maand hoe die Here sorg. Ek sien dit elke week, elke aand as ek met 'n bord kos steer, dan onthou ek, Here, iets vir my gesorg. En dalk sit jy vanmôre in 'n terrible tyd in jou lewe, en dalk moet ek jou net hierdie vertel vanmôre, dat die Here se arm is nooit te kort vir jou om te sorg nie. Die Here se arm is nie te kort om jou te genees nie. Die Here se arm is nie te kort om na jou te kyk nie. Die Here se arm is nie te kort om jou uit daardie plek uit, in daardie depressiewe en daardie plek waar jy is, in 'n donker plek, uit te haal nie. Die vers gaan aan. Ek is amper klaar. En wanneer julle kinders julle eendag vra, daai vers wat ons nou gedoen het daarso, wanneer julle kinders julle vra, wat beteken hierdie klippe vir u? Dan moet julle vir hulle sê, vertel hulle, dat die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. Toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny, en daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan. Kerk, jou kinders gaan jou vra. Hulle vra 'n bazillion vrae op een dag. Trust me. En jou kinders gaan vir jou vra, pappa, hoekom gee ons vir die kerk? Want ek kan onthou, want pappa kan onthou, daar was 'n tyd wat ons gesukkel het. En die Here het vir my gesorg. En daarom gee pappa. Pappa, hoekom kom ons elke week kerk toe? Want ek kan onthou, daar was 'n tyd in my lewe wat ek nie wie ek was nie, seentjie. Ek was 'n terrible mens, maar die Here het my kom red, en vir daardie rede kom ek kerk toe. Wat gaan jy vir jou kinders vertel? Skryf neer, vertel vir ander. Ek wil julle vinnig vir my lewe vertel. Ek het 'n paar foto's saamgebring. Kyk daai eerste foto vir my. Ek en my pa. Op pad Mighty Men toe. En elke jaar het hy my Mighty Men toe gevat, vandat Mighty Men begin het. Het my elke jaar Mighty Men gevat. En moes ek weer hierdie week onthou. En ek het neergeskryf dat my pa my blootgestel het aan 'n God van die onmoontlike. Tweede prentjie wat ek daar het, is ek en Louis, my vriend, ons het geswat op teologie. As jy gewonder het of ek 'n reël graad het, daar's 'n bewys. Ek het teologie geswat, ek was 'n dominee daarso, so by the way. Hy is 'n wonderlike plek, en daar het ek hier neergeskryf, ek het dit eintlik hier neergeskryf. Daar het ek onthou dat ek het geleer dat sukses is om God se wil vir jou lewe te volg. En daar was God al reeds besig om my plan en my sukses vir my uit te werk, en my plan vir my uit te werk, sonder dat ek geweet het waar my lewe gaan wees. 'n ander prentjie wat ek jou gestuur het, wat ek saam met jou wil wys, is daai dag. Daai dag het die Here my kom roep om hierdie gemeente te begin. Ek was op, my vrou het by die kinders geslaap, een aand, en toe sy wakker word, en sy kom na my, toe is my gesig so wit, en sy vra vir my, wat het jy iets gesien? Ek sê, ja, die Here het my gesê, ek moet bedank waar ek is, ek moet die gemeente begin. En sy sê vir my, luister, jy's mal, en die Here is baie naby, daaraan. Ek sê, wel, ek sê jou nou wat dit is. Ek sê nou vir jou, dis wat die Here vir my gesê het, jy het 'n week om uit te vind by die Here. Ek sê, ek wil 'n plan hê. En so, die hele week gaan aan, in daai spesifieke aand, so Saterdag aand, en ek vra vir die kinders is by my ouma hulle, by my skoonma hulle, en ons is op pad na 'n konferensie toe, na daai vrou se konferensie toe daar. En ek sê vir luister, die Here al iets met jou gedeel, die Here al vir jou gesê, die Here al met jou gepraat, sy sê nog niks nie. Ek sê, wel, dis Saterdag, ek sê, jy het net môre, so jy en die Here beter vinnig met mekaar praat, daaroor. Ek sê, ek word 'n antwoord. En ek maak nog ons die grappie, ek sê vir, wat gaan jy doen, as hulle vermoere, as hulle in daai aand alles stop,
En sy roep ons vorentoe en sy sê, if it's a time to go, there's a time to go. En die band sing, lekker. En toe ons klaar is, toe staan hierdie vrou op, sy sê, voor sy begin, daai twee jong mense staan met my op. Ek sê, sy sê, ja, jy en jou vrou staan op. En hulle kom vorentoe en sy sê, vir my, luister, ek moet gou vinnig vir julle sê, voor ek kan begin. Die Here sê, if it's a time to go, it's a time to go. En ek slat net daar neer, toef, toe besef ek, die Here het my geroep. Gaan aan met die prentjie. Maar dis hoe dit gelyk het. In 'n garage, ek in 'n garage myself en my vrou is agter die selfoon. So ek besig om 'n kerk te begin. Gaan aan met die ander se prentjie daar, so ek dink ek het nog 'n prentjie. Yes, ons heel eerste meeting. Uit daai almal weggehardloop behalwe Rieke Janika, die res het seker maar nie my gehou nie. Dis hoe goed ek is. Ek preek so goed dat net twee mense terugkom. Alraai. Dis hoe goed ek preek. En daar moes ek geleer het dat my doel en my calling is om mense naby Jesus te kry, sodat hulle in victory kan lewe. En die heel laaste foto wat ek vir gebring het, is daai foto. Alicia, swanger, met Andrew, ons het twee klein dogtertjies. En ons het daai spesifieke foto geneem, want ek kan onthou, iemand het eendag my gebel, en vir gesê, Erik, luister, ek weet, lewe is taaf. Ek het weer 'n vakansie, verniet weg. Hulle het ons 'n hotel geboek, met ons kinders, all expensive paid, elke aand by 'n restaurant, vir dit. En ons het daai foto geneem, want ek het geweet, van daai dag af, het die Here voorsien. Selfs vir vakansies kan die Here voorsien. Kerk, en my gebed is dat jy vermoere sal onthou. Ek het jou hierdie vertel, want ek wil hê jy moet vermoere onthou, dat die Here, wat die Here vir jou al gedoen het. Dat die Here se arm is nie te kort om jou te red nie. Hy is nie te kort om jou te voorsien nie, en hy is nie te kort om jou te genees nie. Skryf neer, onthou, vertel die mense wat die Here gedoen het. Amen. Kom ons maak ons oor so vir 'n oomblik toe. Dalk sit jy vanmôre hier en jy ken nie Jesus in jou lewe nie. Ek het jou nou vertel van die Here wat ongelooflik goed is. Ek het jou nou vertel van die Here wat jou kan red, maak nie saak waar jy is nie, wat jou uit 'n gat uit kan haal, maak nie saak hoe diep jy is nie. En maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie, ek ken 'n Jesus wat jou kan red. En as jy vanmôre dalk vir die heel eerste keer hier sit, iemand het jou genooi en jy is hierso en jy sê ek ken nie Jesus nie. Here, ek ken nie hierdie man van wie jy my vertel nie en jy wil hom ontmoet, is dit eenvoudig in ons kerk. Jy gaan nie opstaan nie, jy gaan nie vorentoe kom nie, jy gaan net daar waar jy is. Gaan Janika nou vir jou bid en ek wil net hê jy met jou hand in die lug opsteek en sê Here, daai is ek, count me in, Here, in daai gebed. Ek wil my hart vir U gee. As dit jy vanmôre is, net daar waar jy is. Here, sê dit duis, en jy wil jy met jou hart vir die Here gee. Gaan tot by 3 tel. 1, 2, en jy kan net so lig, 3. Net in die lug dat jy kan weer laat sak, so dadelik. Dankie Here, ons kom loof U.